Goeiemôre aan almal. Julle klink of julle lus is vir die lewe. Wie se eerste keer hierdie jaar is dit in die kerk? Sis. Okay. Ek terg sommer baie welkom vir julle ook. Mag dit vir julle ook 'n wonderlike jaar wees. Vir die ander het nou al 'n paar keer gesê voorspoedige nuwe jaar. Mag 2026 regtig waar 'n jaar is wat die Here naby ons is, waar ons hom naby ons beleef. Hy is naby ons, maar dikwels dan beleef ons hom nie altyd so naby nie. Mag julle regtig waar, mag ons almal hom sommer baie naby ons beleef. Net so een of twee praktiese reëlings. Die eerste is daar's vandag 'n klompie nuwe mense hier, so ek wil nie hê jy moet jou hand opsteek want dit is baie blootstellend. Maar veral vir jou verskriklik welkom. Dis dalk jou eerste keer in die gemeente wat jy nou voluit gaan inskakel. Jy was dalk hier gewees vir 'n begrafnis of 'n troue of 'n ding en nou het jy besluit jy wil graag hierso deel word. So baie welkom. Ons is so bly jy is hierso saam met ons en deel met van ons. Net vinnig die praktiese reëling oor die erediens is baie eenvoudig. Ons sing 3 of 4 songs en ons preek. Dis nie 'n verskriklike swaar liturgie nie. Ons het nie allerhande opstaan sit, boekies vashou, boekies. Dis baie eenvoudig. Ons sing 'n paar songs en ons preek. So dis regtig so eenvoudig as moontlik vir dit. Die kleredrag is gemaklik. Jy hoef regtig waar nie te gaan dress vir die okasie nie. Ons is 'n gemaklike klomp mense. Ons weet die Here kyk nie na kleredrag nie en ons is in elk geval in 'n omgewing waar kleredrag regtig waar nie 'n issue behoort te wees nie. So jy is sommer welkom net te kom soos wat jy is. Net om ons stelsel so 'n bietjie te laat werk, wil ons graag met julle kommunikeer. Wil ons graag met julle vir julle sê wat gebeur in die gemeente. En ek weet hierdie groepe maak 'n mens mal. Ek weet die ouens by skole sê, ons het 110 miljoen groepe by die skool vir huiswerk vir dit en dit maak 'n mens mal, maar asseblief verduur ons asseblief vir daai groep. Dis regtig al maniere hoe mense regtig waar sinvol kan kommunikeer. Ons is byna 2000 lidmate en 'n mens kan net eenvoudig nie 700 oproepe maak om die hele gemeente te kan akkommodeer nie. So daarom werk dit vir ons. Daarvoor het ons net nodig dat ons julle selfoonnommers en julle persoonlike besonderhede moet update. So daar's so 'n klein briefie daarvoor wat jy net vir ons moet invul. Is net jou naam en van, jou geboortedatum en jou telefoonnommer. Maar elkeen in die gemeente moet dit invul. So as Pietie en Sunny getroud is, dan moet Pietie een invul en Sunny ook. En as hulle nog 6 kinders het, dan moet elkeen van die kinders ook so eenetjie invul asseblief. Veral as jy 'n selfoonnommer het, ons wil die kinders ook op die groepe kry. Dit gaan by die sonnaarskool en kategese. So asseblief help ons daarmee dat ons so sinvol moontlikheid kan doen. Daar is so 'n papiertjie, kry vir jou daarvoor by die deur. As jy nie kry nie, ek gaan en selfs al het jy nou kry elke week die WhatsApps, die groepe gaan waarskynlik in die volgende 4 weke tot die einde van Februarie verdwyn en dan kom 'n nuwe groep waarop jy gaan wees. Ons wil dit groter maak, bietjie anderster maak, bietjie meer kombineer. Toe ons die groepe aanvanklik gemaak het jare terug, kon 'n mens net 200 mense of 250 mense op 'n groep sit. Nou kan 'n mens 1000 mense op 'n groep sit. Ons kan minder groepe hê en meer sinvol kommunikeer. So help ons daarmee. Dit gaan regtig waar net vir die volgende 4 weke wees. Dan is jy verlos van al die papiertjies en goetertjies. Hierdie inligting kan jy, as jy dit nou nie het nie, kan jy sommer net doodgewoon vir ons WhatsApp. As jy nie 'n papiertjie wil invul nie, WhatsApp vir ons, sê vir ons, okay, hierso is ek Pietie van Skalkwyk, hierso is my naam, my verjaarsdag en my selfoonnommer. Ek wil graag gekommunikeer word mee. So, het julle dit reg so? Julle gaan nie kwaad wees as hierdie goeders weer vir julle vra nie, asseblief help ons daarmee. Dis net om dit 'n bietjie streamline te maak. Die volgende wat net so ander streamline ding is as jy 'n nuwe lidmaat is, dan moet jy asseblief ook hierdie vormpie invul en dan sin jy daar langs aan nuwe lidmaat. Ons net weet ons sal jou moet kontak om jou attestate te kry en nog al ander goeders wat eintlik van die kantoor hoort, maar tog belangrik is. Maar asseblief as jy teken net, as jy skryf dit eers 'n nuwe lidmaat of ek is nuut of iets van die aard. Asseblief. Die volgende gaan oor ons jong mense. Net gou vinnig, ons het 3 groepe jong mense in ons gemeente. Die eerste is voorskoolse kinders. Almal wat voorskoolse kinders het van baba, ek is nou onseker, ek dink is van 6 maande af. As jy kinders in daai kategorie het, ander woorde voorskoolse kinders,
Hulle het ook 'n erediens in die ou kerk, gelyktydig met die erediens. So ma's en pa's met daai ouderdom kinders, julle gaan drop hulle daarso, en julle moet net weer gaan haal aan die einde. Maar julle los hulle daarso, en hulle het hulle erediens op hulle eie manier, vir die ouens wat babas het, daar's spesifieke oppassers spesiaal vir die kinders, en vir die babas, al die voorskoolse kinders, met ander woorde, gelyktydig met die erediens, jy gaan by daai hekkie daarso in, en hulle is hier so agter in die ou kerk. Vir die graad 1, 2's en 3's, ook gelyktydig met die erediens, is daar 'n diens vir julle in die saal hier agter. Julle is welkom om die kinders soontoe te neem. Dit maak dit makliker vir ma's en pa's, so as jy 'n voorskoolse kind en 'n graad 2 kind het, dan is jy 9:30 klaar. Dan kan jy huis toe gaan. As jy 'n kind, en dis die derde kategorie, van gaan graad 4 af tot graad 11, dan het ons sondagskool na die diens in die kategese lokale hierbo, maar vir vandag, al die voorskoolse kinders se ouers, en al die graad 1, 2's en 3's en hulle ouers, en die graad 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en hulle ouers, moet asseblief na die diens, net hier so in die middelblok, en dit sal dalk bietjie meer wees, by mekaar kom. Ons moet gou 'n paar praktiese reëlings met julle tref oor die sondagskool en die kategese. Maar ouers, ek gaan dit nou sê hierso vir almal, sodat almal kan hoor, en dan sal ek dit later weer 'n keer sê. Lank terug het jy hier by die doopvond gestaan en het jou kind aan die Here vasgemaak en het jy 'n belofte aangegaan en gesê, ek sal my kind, ou formulier gesê, leer en laat leer. Ek sal hom sondagskool toe bring. En sadly, dit gebeur in graad 1, 2 en 3, en dalk nog graad 4 en 5, maar as dit in die hoërskool kom, dan raak die ouers, die kinders ook, maar die ouers raak lui. Daar's nie ander woorde om te beskryf nie. Dan kies ouers om te sê, maar ag nee, wat my kind is okay. Ouers, julle het 'n belofte gemaak, en daarom is dit vir ons belangrik, ons wil graag daai belofte wat julle gemaak het, volvoer, maar daarvoor het ons julle insette en verantwoordelikheid sin nodig. So asseblief help ons daarmee, veral vir die hoërskoolkinders. Daar moet party van die hoërskoolklasse moet daar tussen 20 en 25 kinders wees. En as ons gelukkig is, ons daar 1 of 2 kinders in die klas. Dis regtig skrikwekkend. Ek praat nie van dis net die helfte van die klas nie. Dis omtrent 10% van die klas wat baie keer opdaag. Dis regtig. Die programme is uitgewerk om 'n hele program te wees. Nou mis hulle nommer 1 en dan kom hulle by nommer 7 weer terug en dan is hulle weer weg van daar's geen kontinuïteit en dit maak dit regtig waar verskriklik moeilik. Ons praat nie eens van verhoudingsbou nie, maar asseblief ouers, help ons daarmee. Ek verstaan, daar's tye wat 'n mens weggaan. Ek verstaan, ouers is geskei en hulle is helfte van die tyd by 'n ander ouer. Ons verstaan dit 100%. Dis nie waaroor ons praat nie. Ons praat van sommer net, ag nee, wat is nie nodig nie. Dis baie nodig. Dis nodig vir ons, dis nodig vir die kinders en ouers is ook nodig vir julle. Ons gaan hierdie jaar meer kommunikeer daaroor, maar ons sal weer 'n keer daaroor gesels. Is dit oké? Dis so alles die afkondiging, skryf vir julle so 'n blaadjie om julle naam en van in te skryf asseblief. Julle kan dit sommer as julle dit nou by julle het, sommer in die kollektebordjie gooi as dit nou verbygaan. Julle is so welkom. Kom ons maak ons oë saam toe. Hemelse Vader, dis u kerk hierdie. Dankie daarvoor dat ons hier kan wees om u stem te hoor, om prakties alles in te kleur en reg te maak, maar dis die belangrikste is om so suiwer as moontlik u stem te hoor. Daarom wil ons so in die begin van die jaar bid dat u dit sal stil maak in ons elkeen se lewe vir die volgende uur om u stem te hoor. Spreek, Here. Ons as die kinders, ons luister graag. Amen. Mag die Here se liefde en sy genade by jou wees. Hy groet jou in die naam van hom wat Vader en Seun en Heilige Gees is. Amen. Daar's nou geleentheid vir offergawes en daarna gaan ons lekker hartlik saam sing.
Waar's Marisa? O. Nee. Ja, ek nou daar buite was gestaan 'n ou net hier voor my nie. So ek moet uitkom maar sonder nog mense sal ek nog kom as ek gou kom sê asseblief. Net nog 'n praktiese ding, die ligversorging of die ligverkoelingsstelsel werk nou weer voluit. As jy hopeloos te koud kry, ek dink dit gaan nie sommer gebeur nie, maar steek net jou of gaan maak 'n draai by Simonay en as daar meer as 50 mense daar is, sal ons hom weer warmer stel. Hy het ongelukkig net 2 settings of min of baie. So dis ongelukkig hoe dit werk, maar dit werk dan vandag. Laas Sondag het 'n klomp ouens verskriklik gesweet. Maar dankie Piet vir die regmaak daarvan, ons waardeer dit regtig baie. Die weerlig het hom goed raak geslaan. Die volgende is Roan hulle is so half van die knyp, Nadia is opgeneem in die hospitaal, so Roan gaan Nadia's voorsang hierso gedoen is, gaan hy wegraak. Roan sterkte daar by die hospitaal. En dan laaste opmerking, Alles is okay, sorry pa. Alles is okay. Oupa dink nie so nie, maar goed, maak dit. Oupa sal nooit so dink nie. En die laaste opmerking, ons gaan nou lekker saam sing en jy is welkom om te staan en sommer net die Here se naam groot te maak. Ek weet jy kom dalk van 'n ander plek af, jy voel op 'n ander plek, jy's nie heeltemal seker of mense dit so hard mag sing nie. Jy mag. As jy vals is, dis net jy wat weet jy is vals. Niemand anders te verstaan van vals nie. So sing sommer net heerlik lekker saam. Kom ons staan. As julle vals sing, ons is ook meeste van die tyd vals. So ignoreer daai, sing lekker saam. Ons maak die Here se naam groot. Ons gaan 'n paar ou liedjies net kombineer en net lekker die Here se naam groot maak. So ons nooi julle uit om saam te sing en saam te worship en saam as julle voel met I am free to run, as jy wil hardloop, kan jy hardloop. Daar's baie plek hier voor en agterom. Pas op vir in die gange af hardloop. Maar moet ook nie weghardloop nie. Okay, daar is hy. Lekker om hier te wees julle. The blind will see, through you the mute will sing, through you the dead will rise, through you all hearts will praise, through you the darkness flees, through you my heart screams, I am free.
you the blind will see. Through you the mute will sing. Through you the dead will rise. Through you all hearts will praise. Through you the darkness flees. Through you my heart screams, I am free. 'Cause I am free to run. I am free to run. I am free to dance. Free to dance. I am free to live for you. Free to live for you. I am free. What's not to love about you? Heaven and earth adores you. King and kingdoms bow down. Son of God, you are the one. You are the one. You are the love that frees us. You are the light that leads us. Like a fire burning. Son of God, you are the one. You are the one. We're living for. And we will sing, sing, sing. And make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus. We will sing, 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 and make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus. 'Cause we will sing, 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 and make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus. Die sin van my bestaan is om U te dien. Die sin van my bestaan is om U alleen te volg. Hierdie woorde maak my vry om te leef soos U my lei. Jesus, die sin van my bestaan. In die middel van die storm sal ek op U bly vertrou. In die middel van die storm sal ek my hoop op U hou. Spreek net in woord en die storm sal stil word. In die middel van die storm staan ek met hande omhoog. In
in geloof, spreek net een woord, en die storm sal stil word. Staan die golwe en die branders spreek, al woed die wind en dreig die vrees, glo ek hier is Heer, glo ek hier is sien in die middel van die storm. In die middel van die storm sal ek die getrouheid onthou. In die middel van die storm sal ek die almag aanskou, want U is steeds goed, en elke storm sal stil word. Al staan die golwe en die branders breek, al woed die wind en dreig die vrees, glo ek hier Heer, glo ek hier sien in die middel van die storm. as 'n lied oor ons lippe, meer as wat woorde kan bring. Sing harte verlief op die koning in verwondering. Hy is die prins van die eeuwe, gesalf by die beker van vreugde. Kom, o koning, en luister na ons liefdeswoorde. U is mooier as die mooiste mooi, hart van al ons drome. Genade stort oor lippe rein en vuur is in die oë, want die liefde brand al sterker vir die bruid wat u begeer. Voor u ons mooiste mooi, buig ons u mooistes neer. Meer as 'n lied oor ons lippe, meer as wat woorde kan bring. Sing harte verlief op die koning
in verwondering. Die is die prins van die eeuwe, gesalf uit die beker van vreugde. Kom, o koning, en luister na ons liefdeswoorde. Die is mooier as die mooiste mooi, held van al ons drome. Genade storm oor lippe rein, en die vuur is in die oë, want die liefde brand al sterker vir die bruid wat U begeer. Vir U ons mooiste mooi, buig ons die mooistes neer. Die bruid roep uit na haar bruidegom, ons verlang, kom, ja, kom. En die bruid roep uit na haar bruidegom, ons verlang, kom, ja, kom. Want die is mooier as die mooiste mooi, held van al ons drome. Genade stort oor lippe rein, en die vuur is in die oë, want die liefde brand al sterker vir die bruid wat U begeer. Vir U ons mooiste mooi, buig ons U mooistes neer. Here, ons waag dit om nader aan U te beweeg, om skuifelend U aandag te kry, sommer so saggies by U te kom sit, te hoor wat U beplan vir ons lewe vir hierdie jaar, om vir U te vertel hoe lyk ons planne. En Here, daar's soveel goedes wat ons aandag kan aftrek, en daar's ook soveel goedes wat nodig het om voor U te kom neersit, Here. Ons wil in Suid-Afrika, Here, vir U vra, asseblief, Here, tussen al die vloede in Limpopo, en al die brande in die Kaap, en al die bek en klou seer dwars deur die land, is ons so benoud oor ons land. En ons bid, Here, dat U Suid-Afrika sal aanraak, of dit in die vloede is, of die brande, of die bek en klou seer, daar waar daar nood is, Here, asseblief ons tree in vir elke boer, elke persoon wat iets verloor het, as gevolg van die brand of die vloede. Here, daarmee wil ons ook ons eie lysie voor U kom inskuif en sê, Here, ons het U nodig. Dis 'n nuwe jaar, daar's 'n nuwe klomp goed wat ons moet aankoop, en ons het nie altyd die geld daarvoor nie, ons het nie altyd die middele daarvoor nie. So help ons daarmee asseblief, Here. Baie van ons se behoeftes lê nie op materiële goederes nie, maar dalk op 'n binnekant goed vlak. Ek voel nie goed genoeg nie, Here. Ek is onseker van ons huwelik, Here. Ek weet nie hoe my kinders te hanteer nie, of my ouers te hanteer nie, Here. Here, ek het net U nodig. En ons het nou gesing van in die middel van die storm, glo ons is daar. Of dit nou op makrovlak lê of mikrovlak, hou ons net styf vas asseblief.
Amen. Goed, dis al amper 3 weke in die nuwe jaar in. Hou julle nog by julle nuwejaarsvoornemens? Het julle al gaan hardloop? Saterdag laas, nog nie weer hierdie week en volgende week nie. Het julle by julle dieet gehou? Hoeveel kilos het julle verloor? Tot nou toe, as jy nuwe jaar begin het, sorry, maar dis net vog wat jy verloor het, dis net water. Dis nog niks vet nie. Maar moenie worry nie, Kersfees kom. Ons gaan weer 'n keer nuwejaarsvoornemens hê volgende jaar. Goed, die probleem met nuwejaarsvoornemens, dit het altyd te maak met meer of minder. Of meer geld, meer oefen of minder eet. En Roan, is jy vasgeparkeer? Roan sê hy is vasgeparkeer, help gou. OK, daar hardloop sy, daai kant, dankie. Goed. Dankie Christine. So dit gaan altyd oor meer of minder. En die probleem met hierdie meer of minder is, ek dink dit werk altyd nie. Ek dink nie altyd al hierdie goeders werk maklik nie. So ek vra die vraag baie pertinent. Wanneer laas was jy zufrieden, Duitse woord, tevrede? Of as jy dalk Engels beter verstaan, content. Wanneer laas was jy regtig waar, regtig waar, tevrede? Het jy nie nodig gehad en gedink, hierdie kombuis van ons is bietjie oud. Ons kort nuwe kaste wat mense net so druk en dan maak hy self oop. Of jy net so halfpad toe, Annelies sal van hierdie hou, wat net so halfpad toe maak en dan gaan hy self heeltemal toe. Ek weet nie, as ek 'n laai oop het, dan sien ek nie net om hom weer toe te maak, ek hou hom oop en kan ek later weer terugkom. Maar so sy sal van hierdie hou wat jy net so halfpad toe maak en dan gaan hy so saggies so, hy maak so mooi, hy klap nie so nie, hy is net so saggies. Wanneer laas het jy gedink, okay, my kombuis is okay. Is nog naughty pine, maar is okay, hy werk nog. Ander ouens sal sê, man, ek moet my nuwe golfstel koop. As ek net 'n nuwe drywer het, dan sit ek in die hemel of 'n nuwe putter. Want my kortspel is bietjie problematies. So ek moet net 'n nuwe putter hê en ek sien in julle het hierdie nuwe putter wat hulle bemark. Hy kos net R7.500 en as ek hom koop, ek het nou aandag vir my met my Kersfeesgeld gesoek na nuwe vellies. Dit werk vir my net gemaklik en ek het gaan ek weet mos nie die fone ontdek mos wat jy praat, nê. So ek het vir Annelie gesê, ek gaan nou my Kersfeesgeldjies vat en ek gaan my nuwe vellies koop. En die volgende keer toe ek Facebook oopmaak, toe is daar miljoene plekke wat my vellies aanbied. Ek weet nie hoe hoor hulle sien hulle dit hoor, maar toe ek nou een plek oopmaak, 'n plek wat agterkom in Joegoslawië is, ek weet nie wat se bison leer hulle gebruik nie, maar ek wil nie daai goed hê nie. Ek soek sommer net local vellies wat ek mee kan loop en dra, maar dis word daar is ons hierdie nuwe term metadata. Iewerster hoor hulle dit en flood hulle jou met dit. Ek het iewerster laas jaar gedink my fiets kort dalk 'n bietjie 'n upgrade en toe maak ek die fout van my lewe. Want toe kry ek al hierdie aanbiedings. Genade, as van die fietsse wat tot R47.000 goedkoper is. Dan betaal jy nog steeds R150.000 daarvoor. Waar sal 'n arme dom jou dit in die hande kry? Maar dit is net incredible hoe mense skielik van jou hoor, want jy wil meer hê en ons kan vir jou meer bied. En die lewe is net sinvol as jy meer het. As jy minder het, man, jy's 'n loser. You're not gonna make it. En dit gaan oor ons geld en ons goeders.
Maar dit gaan oor meer as dit. So as ek vandag bietjie oor jou staf praat, dan kan jy dit, as dit net vir jou van toepassing is, kan jy dit op 'n ander vlak op jou van toepassing maak, 'n ander laag. Ek voel emosioneel nie goed genoeg nie. Ek voel nie tevrede in myself nie. Ek voel nie tevrede in myself, sê net maar oor my gesondheid nie, of oor my gewoontes nie. So dit kan op verskillende vlakke wees. Ek gaan net maar een vlak aanspreek, maar jy kan dit huis toe vat en vir jouself gaan uitpak en ontrafel op watter vlak werk dit. Dalk is jy hier en jy dink, genade, my rapport het nou nie baie goed gewees laas jaar nie. So my wiskunde het nou regtig waar vir 'n loop gegaan en ek voel net nie goed genoeg nie. En maak nie saak hoeveel planne ek gaan maak om hierdie jaar beter te fokus op wiskunde nie, dit gaan nie vir my werk nie. En dan voel jy maar, ek is nie goed genoeg nie, want ek kan nie wiskunde doen nie. Ek eis om die vraag te vra, maar hoeveel van julle het onderskeiding gekry vir wiskunde? Moenie hand opsteek nie. Daai een ou moet asseblief sy hand opsteek nie. Maar die meeste van ons het reg gekom sonder onderskeidings in wiskunde, selfs sonder wiskunde. So kom ons lees wat kan ek dit ook sê, ek verstaan dan ook 'n bietjie van die ekonomie, nie baie nie, ek bedoel dis ekonomie is op sigself uiters kompleks. Maar ek verstaan daar's 'n makro-ekonomiese tendense en daar's mikro-ekonomiese tendense en ek verstaan van vraag en aanbod so 'n bietjie en ek verstaan van wat kommunisme anders as kapitalisme en sosialisme is. Ek het so 'n bietjie kennis daarvan, ek het so 'n bietjie daarmee geswat in my voorgraadse studies. So ek het ietsie daarvan, maar en ek weet dit wat ons ekonomie wat in Suid-Afrika is en die meeste westerse lande latiek is, jy is nooit tevrede nie. Jou behoeftes word nooit bevredig nie. Daar's altyd 'n nuwe golfstel, 'n nuwe fiets, nuwe vellies, nuwe kombuiskaste, nuwe vriende, nuwe gesondheid. Daar's altyd iets nuuts en ek weet dit laat ons ekonomie tiek. Ek verstaan dit. Dis nie die probleem nie. Die probleem is nie ons moet nou iewers almal Karl Marx se Das Kapital gaan lees en verstaan hoe kommunisme werk en sê maar dis wat ons gaan doen nie. Ek dink die vraag is net wanneer raak ek okay met wat ek het? En as ek nie kronies besig om nog meer by mekaar te maak nie. Hoor gou wat sê Paulus, 1 Timoteus 6. Die godsdiens is 'n groot wins as iemand tevrede is met wat hy het. Ja, die woordjie groot wins, megas posismos, dis die Griekse woord. Mega, julle hoor sommer, is 'n groot posismos, die woord positions kom later uit, besittings, ek het 'n groot klomp returns gehad. Ek weet nie of jy dit weet nie, maar die aandeel wat op hierdie stadium op die effektebeurs dwars deur die wêreld die meeste gegroei het, is die aandeel van Nvidia. Nvidia maak chips, mikroskyfies vir AI. Is 'n incredible company. So 11, 12 jaar oud. As jy 10 jaar terug in hierdie klein obskure Chinese maatskappytjie geïnvest het, en sê nou maar jy R10,000 destyds invest, het jy vandag min of meer tussen 4 en 7 miljoen rand in jou sak gehad. Daar's nou verskillende skattings, maar hulle praat van tot 25,000% groei. Maar jy is 10 jaar te laat. Dit gaan waarskynlik nog groei, maar ons is 10 jaar te laat van daar af. En so kan ons nou praat oor Bitcoin en kan ons praat oor 'n klomp ander goeders. Maar jy is te laat met daai investment. Hierdie investment is nog groter as dit. Dit gaan nie net so gaan nie, jy gaan fenomenaal groei in jou persoonlike lewe, nie noodwendig in jou bankbalans nie, want laat ek dit nou maar sê, dis net in die kerk, dis net tussen gelowiges, wat ons hierdie goed wat ons vanoggend gaan sê, kan sê. Die wêreld daar buite verstaan dit nie. Hulle verstaan van meer. En die ou met die meeste toys wil hy wen. Paulus sê, ouens, as jy 'n groot wins wil maak, dan moet jy tevrede wees. En ek weet almal van ons het iewers 'n droom van nog iets, almal het nuwejaarsvoornemens, maar dan skryf Lukas, Jesus het nou die woord, ons nou gepraat oor Paulus, onthou 'n bietjie, Paulus was 'n skatryk ou gewees voordat hy tot bekering gekom het, hè? Hy was 'n fariseer en dit was die
topbetaalde ouens. Hulle was in vandag se taal sou ons sê hulle was die geestelike prokureurs. So hulle was top ouens, topbetaalde ouens. En hy drop dit alles en hy word 'n gelowige met dieselfde passion wat hy daar gehad het en hy versprei nou die evangelie die wêreld vol. Maar kom ons gaan hoor wat sê Jesus. Jesus sê: Pas op en wees op julle hoede. Sommige so 'n dubbele opmerking en as jy daai pas op kan kyk in die Grieks, dan is dit 'n bevelsuitdrukking. Dis nie sommer net, okay, julle kan as julle wil nie. Hy sê, hy nou moet julle luister, pas op. En nou wil ons sê, ek kan nog net seker sê, oppas vir kommunisme. Oppas vir Trump. Oppas vir Islam. En so probeer ons al die en dan sê Jesus vir hulle, pas op en wees op julle hoede vir elke vorm van gierigheid. Ek is nou nogal bejaard. Ja, dis hoekom ek grys is. Ek is ouer as 60, mense kry nou al 'n groen kaartjie en 'n kaartjie by jy spaar in enige plek om te gaan koop. Maar ek is nou al lank 'n dominee ook. En elke week is daar mense wat na my toe kom en dan op 'n manier kom bieg hulle. Dis nie heeltemal bieg nie, maar kom confess hulle van hulle sondes en sê ek het verslaaf geraak aan hierdie ding en ek het 'n affair gehad met 'n vrou of met 'n man en so hulle kom bieg. Weet julle, in die 35 jaar wat ek dominee is, ja, 35 jaar, het niemand nog kom sê, hoor hierso, ek het 'n probleem met gierigheid nie. Nog niemand van ons is gierig nie. Dis die ouens wat hopeloos te veel geld het, die oligarge daar in Londen en in Moskou. Hulle is die ouens wat gierig is. Ek is nie gierig nie. Ek is okay. Ek wil net ek wil die son oor my geskyn hê, dominee. Ek wil net my plek in die son hê. En ek wonder of dit nie dalk deel van ons probleem is nie, dat ons dink, ek is nie so nie. En in the meantime, is ons almal so. Of jy nou op straat bly, en of jy in 'n mansion bly, ons almal het hierdie behoefte van meer. En as ek nog meer het, en die probleem met meer is, jy word nooit bevredig nie. Jesus sê verder, hy sê, want 'n mens se lewe is nie afhanklik van die oorvloed van sy besittings nie. Jo. As jy in Suid-Afrika bly op hierdie stadium, as jy in Suiderlig is, dan is jy waarskynlik onder die top 15% inkomste bracket in Suid-Afrika. Want jy dalk 'n huis, al huur jy hom net, jy het 'n kar, wat so half en half aan die bank behoort, jy het 'n yskas, hulle is net 'n bottel melk en 'n bottel water in, nou het jy bed, nie die grandste Silly Posjepediek nie, maar darm 'n bed, jy is skatryk hoor, maar jou lewe hang nie daarvan af nie. So kom ek haal 3 pointers uit om te sê, maar hoe kry ons dit reg om hierdie lewe anders te leef? Om nie met gierigheid te leef nie, maar met tevredenheid te lewe. Met 'n gevoel van, I'm content. Ek is okay met wat ek het, en ek het 'n klompie drome, en ek het 'n bucket list, dis waar, maar ek gaan nie daai goeders my hele lewe dikteer nie. Daar's meer in die lewe as geld en goeders en die versameling daarvan. Nommer 1. Ek dink dat hierdie houding van tevredenheid is aangeleerde gedrag, dis nie aangebore gedrag nie. Ek het nog nooit 'n kind gesien wat by Kersfees by die hoop geskenke staan sê, mamma, ek wil nie meer persente hê nie, is te veel. Het julle al seker kinders gesien? Jy is 'n sielkundige of twee wat julle gaan help daarmee, want kinders doen nie dit nie, ja? Kinders wil hê en meer hê, en groot mense wil hê en meer hê, en nuwe golfstelle en fietsse en vellies en kombuiskaste en enigiets. Solank net kan aas. Maar dis aangeleerde gedrag, wat ek moet sê, maar ek moet anders dan kyk. Iemand sê, hoe meer ek kry, hoe meer wil ek hê. Is dit waar? Natuurlik. Jy hoef nie te sê nee, dit is waar. Hoe meer ek het, hoe meer wil ek nog by hê, en hoe meer ek dan het, hoe meer wil ek dan nog by hê.
So Filippense, weer terug na Paulus in 'n ander gemeente. Hy sê, ek weet, en ek sê daarso, ek het geleer wat armoede is, en ek weet dat oorvloed is, van alles het ek ondervinding, om genoeg te hê om te eet, sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly. Ek het geleer. Okay, ek wil net vinnige regstelling maak in die Bybel. Ons almal het 'n teksvers, 'n spesiale teksvers, wat waarskynlik naby in jou hart is, en party is Psalm 23, en party is Johannes 3 vers 16, en almal het 'n mooi teksvers, maar verskriklik baie mense het die volgende teksvers. Ek is tot alles in staat, deur Christus my krag gee. Het jy gesien staan bo Filippense 4 vers 13? Ons nou net Filippense 4 vers 12 gelees, waar Paulus sê, ek is okay, ek het geleer om tevrede te wees. En in my tevredenheid kan ek sê, maar, dis alles in die Here se hande. So eintlik is hierdie vers ons so aan vashou, en sê maar, ek kan gym toe gaan, en ek kan 'n beter werk kry, en eintlik het dit te maak met, I'm content. Ek is tevrede waar ek is. Ek weet wat ek nie het nie, wat ek graag sal wil hê, is in die Here se hande. En natuurlik ook in my hande, ek moet my CV uitstuur, ek moet natuurlik werk gaan soek, ek moet natuurlik harder werk, ek moet natuurlik my salaris wys hanteer, maar dis alles in die Here se hande. En daarom is dit nog nodig, dat ons net sal sê, Here, ek weet dat dit alles in U hande is. Onthou die Rolling Stones, wie was die Rolling Stones se era? I can get no... Hoekom onthou is dit? Want dis ons. Ek kan nooit genoeg tevredenheid hê nie. Daar's altyd iets short. Jim Carrey, die komediant, het gesê, I think everybody should get rich and famous and do everything they can dream, they ever dreamed of, so they can see it's not the answer. Genade as 'n wêreldse ou kan sê, maar geld en goeders en al jou drome najag en al jou bucketlist, dis nie die antwoord nie. Hoekom jaag ons nog steeds na? Waarskynlik is omdat ons nommer 2 moet insit. Ons vergelyk. Kyk, ek is hierso, Piet is hierso, en Koos is hierso. Dankie tog ek is nie Koos nie. Maar Piet, ek strewe, jy was hopeloos gelukkig met jou gesin, en met jou kombuiskaste. Tot jy by Piet se kombuiskast is, en kom jy, genade, hierdie goed maak outomaties toe. Ek lees iewers in 'n preek, en iemand wys toe 'n foto van 'n toilet, en ek dink myself, dis nogal nice. Ek weet nie hoe 'n toilet kan nice wees nie, maar ja, dis nogal nice. Want as jy inkom by die deur, as jy hom oopmaak, dan gaan die lig aan, en die toiletbak lig op. Hy gaan outomaties op. Ma sal baie happy wees daarmee. En die binnekant is 'n spiraal lig, dat jy kan sien waar om te whatever. En die sitplek is verwarm. Hy het nie een van daai doilietjie goeders wat gebrei is op nie, daai. Hy word self warmer, hè? En dan gaan sit jy in luksheid. Ek weet nie wat daarna gebeur nie, ek weet nie, want dit... Maar iemand anders het so, en ek moet ook so nie. Want dis die ultimate. Vergeet van kombuiskaste, my badkamer is volgende. Prediker skryf, ek het gesien dat al die moeite wat mens doen vir sukses, uit onderlinge afguns kom. Ek het vergelyk. En dis 'n gejaag na wind. Ook hier kom dit tot niks nie. Onthou julle die 10 gebooie? Jy mag nie iemand se ander se nommer 1 wat Jesus sê, wat God sê is, sy huis begeer nie. En dan sê hy sy vrou en sy slaaf en slavin, en dan sê hy weer 'n keer, of enigiets anders, enige staf, wat nog aan hom behoort nie. Ek dink God het verstaan, my en jou se probleem is, ons vergelyk, en omdat ons vergelyk, wil ons julle hulle sin hê. Dis okay, die Joneses op 'n ander vlak lewe, of met ander goeders oor die weg kom. Dalk moet jy gaan kyk, wat is die materiaal wat vir my gemaklik maak en gelukkig is, en gaan streef dit na. Harvard doen in 1990 'n studie, en ek het my die bedrag 'n bietjie aangepas na vandag toe. Hulle het gesê, hulle het vir 'n groep mense gevra, wie van julle wil eerder R1 miljoen per jaar verdien, of wie van julle wil eerder R2 miljoen per jaar verdien? So wat dink julle was die uitkoms?
Hoeveel persent mense het gesê hulle wil net 1 miljoen rand hê en hoeveel het gesê nee, ek wil 2 miljoen rand hê? Wie sal sê ek is tevrede met 1 miljoen rand? Steek op jou hand. As daar 2 miljoen rand in die pot is, wie sal eers 2 miljoen rand hê? Julle is hopeloos te vroom, julle lieg man. Julle almal sal wel trouens Harvard het gesê 100% van mense gesê nommer 2. Ons wil 2 miljoen rand per jaar verdien. Daarmee kan mens nie reg fout vind nie. Behalwe toe maak hulle hierdie studie so bietjie meer ingewikkeld. Toe sê hulle, kom ons kyk watter groep van mense wil 1 miljoen rand per maand verdien, terwyl die ander mense in die groep net 200.000 rand verdien. So ek kry 1 miljoen rand, hulle net 200.000 rand. Dis die een groep. Of wie van julle wil 2 miljoen rand verdien, maar die ander mense verdien 5 miljoen rand? Wat sê jou eens toe? Nommer 1. Ek wil net meer verdien as die ander ouens. Selfs al is 'n opsie nommer 2, dat ek meer gaan verdien, gaan ek minder verdien as die ander ouens en dis nie fair nie. Ons vergelyk. Ons hou van om te sê maar ek pas daarin in by die Joneses. Ek wil daar wees, ek wil daar operate. Net nie op hierdie vlak nie. Veral nie op hierdie vlak nie. En Jesus sê, ouens, pas op. Hierdie goed wat ons gierigheid noem, dit gaan jou vasvang en jou dooddruk. So nommer 3, gaan ons 'n mind switch moet maak en moet sê, ek gaan verbruik en gebruik sodat ek meer kan julle moet self invul. Sodat ek meer kan, dit sal baie ouens sê, skuldvry kan kom. Well done. Ek wil minder gebruik, ek wil hierdie goeders wat ek het, bietjie bære, en ek wil skuldvry kom, is 'n goeie idee. Of ek wil my verbruik so bietjie kontroleer en onder bedwang kry, sodat ek weer kan spaar, is ook goed. Iemand skryf nogal 'n interessante ding, en ek het nie getoets in 'n klomp ekonomiese handboeke nie, maar iemand het geskryf, spaar is by baie mense uitgestelde gierigheid. En ek het nog, dis bietjie woes. Dit wil ek nie vir julle gemeente sê, want dan gaan niemand spaar nie. Want almal gaan sê, dit beteken dat jy gaan later gierig wees, want jy bære jou R50 'n maand, vir jou eendag as jy R500 het, sodat jy nog steeds kan koop wat jy wil hê. Jou lysie is net vir later, maar eintlik is die proses dieselfde. Party ons sê maar, ek gebruik bietjie minder, sodat ek bietjie my lewe kan declutter. Hierdie vakansie is met een van daai vakansies wat jy kaste uitgeval is nie weggegaan nie. Kaste uitgepak het en goeders weggegooi het, wat jy nie wil hê, in elk geval nooit gebruik het nie, maar jy het hierdie goed gedeclutter, en dis ook okay. Maar ons, dis nie die oplossing vir gierigheid nie. Dit help met 'n klomp goeders, maar die oplossing is, ek wil minder gebruik, sodat ek meer kan gee. Die oplossing vir ons as gelowiges lê nie in, ek wil dit op 'n ander plek gaan hoop nie, maar ek wil dit gaan share. Simon Sinek het so 'n paar jaar terug, julle podcast en goed, en baie mense het geluister, oor ontdek jou why in die lewe, jou hoekom is jy hier, wat is dit wat jou tik, wat is dit wat jou dryf, en dis wat ons moet gaan vra, hoekom is ons hier? Die godsdiens, ons het die vers gelees, is 'n groot wins as iemand tevrede is met wat hy het, want ons het niks in die wêreld ingebring nie. Ons kan ook niks daar uitneem nie. As ons dan kos en klere het, moet ons daarmee tevrede wees. Wie van julle bordspelletjies gespeel in die vakansie? Monopoly, ek love it. Veral as ek 'n klompie huise en strate en hotelle en kaartjies het wat ek uit die tronk uit kan kom, dis nogal nice om daai, goed, die gemors met Monopoly is, as jy klaar is, dan gooi jy alles weer terug in die boks. Jy het gedink jy is ryk, jy is niks. Ons Afrikaners het toe 'n nuwe speletjie ontwikkel, wat vir ons konteks werk. Boereplaas. So nou kan ek trekkers en groente en al sulke goed koop, en as ek klaar is, dan gaan dit terug in die boks. Jy moet tevrede wees.
Vers 18 skryf hy: spoor hulle aan om goed te doen, om ryk te wees in goeie dade, vrygewig en mededeelsaam. En so vergader hulle vir hulle skat as 'n goeie belegging. Nvidia, 'n goeie belegging vir die toekoms, sodat hulle die ware lewe kan verkry. Ouens, iewerste moet ons dit leer. In ons hele reeks gaan ons nou gesels oor, wat gaan ek nie meer doen nie? Wat gaan ek nou, hierdie is een van daai goedes wat ek gaan moet vir myself moet sê, hier's 'n to-do list, wat ek moet doelbewus sê, ek gaan tevrede wees. En hoe kry jy dit reg? Jy gee. Jy leef met 'n oop hand. Verdien ander mense dit? Nooit. Seker nie. Hulle het nie hard gewerk daarvoor nie. Dis oké. Hulle moet hulle CV's instuur. Verdien ander mense jou goedheid en guns? Seker nie. Want genade, hulle is dan hieronder. Ek probeer net 'n bietjie uplift. Die probleem met uplifting is, ons begin altyd uplifting nie van hier af doen, na ons vlak toe. Want hulle, hoor 'n bietjie wat doen ons? Nommer 2, ons vergelyk. En ons wil hulle hier bring. En die ouens wat die boos, ons moet nou opgaan na hulle vlak toe. So is dit siek gejaag en na boontoe wat ons eintlik nêrens bring nie. Wat jy in die leer opklim, en as jy heel bo kom en sê, o genade, ek is teen verkeerde muur op. Eintlik moes ek daar gewees het en nie daar nie, maar sad. So mag ek jou uitdaag met een dingetjie. Gaan huis toe, na die kinders nou georganiseer is en almal kos gekry het vir vanmiddag. En so voor jy gaan slaap, wat die meeste van julle gaan sê vir die Here dankie vir wat jy het. As dit baie is, dan gaan jy baie lank met dankie sê. As dit min is, dan moet jy veral dankie sê vir die bietjie wat jy het. Maar kom ons gaan wees in hierdie jaar content. Dankie Here vir 'n man wat baie keer soos 'n buffel te kere gaan, of gedurig stil is en nie praat nie. Here, dankie vir 'n vrou wat gedurig praat en gedurig besig is en my nooit los nie. Here, dankie vir kinders. Nie noodwendig top 10 kinders nie, maar as kinders wat ek so lief het vir. Here, dankie vir 'n ma en pa wat ek nog het. Dankie dat ek vir hulle kan lief wees. Dankie dat hulle hande stompies werk sodat ek op skool kan wees. Sodat ek skool toe kan gaan met 'n buisie prit en 'n paar inkleerpotloode. Dankie Here vir 'n werk. Dankie Here dat ek op pensioen is, nie meer hoef te werk nie, maar nog steeds kan besig wees in die ekonomie en besig kan wees in die wêreld. Dankie Here vir gesondheid. Want in 'n oogwink kan dit weggeneem word. Dankie Here vir, so kan jy aangaan. Sommige dankie vir 'n ding wat ons nie eens dan dink nie. Hier onder in jou breinstam, is daar 'n deel van jou brein wat sorg dat jou bloed vloei, dat daar bloeddruk is, dat jy asemhaal sonder om te dink om asem te haal. So as jy nie meer weet waarvoor om dankie te sê nie, sê dankie vir jou breinstam. Dat is incredible. Ons het so baie ouens. En die Here bless ons met so baie. En daarom wil ons net stil raak voor U en vir U sê dankie, dankie, dankie. Ons weet ons is maar wessels, ons is maar houers wat vol gate is en skeure het en wat baie behoeftes het, maar Here, U genade is so immensely groot en dankie dat ons U voertuie kan wees vir die wêreld, wat ons kan lig gee vir 'n wêreld in sy donkerte. Dankie dat ons U genade kan uitdeel vir die wêreld. Broken vessels, Here, wat 'n verskil wil maak, maar ons wil begin deur vir U sê, dankie, dankie, dankie vir wat ons het. Vir 'n werk en vir gesondheid en vir gesinne en vir selfs om net 'n bietjie alleen te kan wees. Dankie dat ons net
kan asemhaal en kan weet, U is gek oor ons. U genade is vir ons genoeg. Aan U kom al ons lof en ons eer en ons aanbidding toe. Amen. Kom ons staan en sê ons vir die Here dankie vir hierdie genade. All these pieces, broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole, empty-handed, but not forsaken. I've been set free. I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see You now. Oh, I can see the love in Your eyes, laying Yourself down, raising up the broken to life. You take our failure, You take our weakness, You set Your treasure in jars of clay. So take this heart, Lord, I'll be Your vessel, the world to see Your life in me. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see You now. Oh, I can see the love in Your eyes, laying Yourself down, raising up the broken to life. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see You now. Oh, I can see the love in Your eyes, laying Yourself down, raising up the broken to life. So ek gaan vir julle 'n storie vertel en dan gaan ons die seën uitspreek. Gistermiddag met Nadia wat hospitaal toe is en Marisale wat by 'n begrafnis moes wees. En Annelie is in George vir so
tot Dinsdag toe. Is ek alleen by die huis en ek word toe die oppasser van klein Carly en Nika. So die twee girls kom by my bly vir die middag. En ek moes my afsprake kanselleer en rondskuif, want hulle is by my. Maar dit is verskriklik lekker om met hulle te speel en te kere te gaan, en hulle is aan buitekant op die slide en gaan te kere. En toe op 'n stadium toe hulle wil net buite wees. Buite, oupa buite. So buite was ons gewees. Toe gaan ons nou eventually, nou is dit nou buite, is nou verby, die rugby gaan nou begin. Dis nou binne. Ons gaan nou binne toe. Binne, sluit die deure. So om hulle binne te kry, het ek gelukkig toe 'n bak roomys. En ek bel toe eers vir ma of dit oukei is dat Carly en Nika mag roomys eet, want ek weet hulle het allergieë en goeters. Ek wil nie moeilikheid maak dat hulle nou vandag nie meer kerk toe kom en so ons gaan toe en eet roomys. En ek skep toe vir elkeen 'n roomys in en klein Nika sê jy is my nog. Sy praat nog as ek 'n enkel of twee woordsinnetjies. Nog baie. So ek skep toe vir haar nog in. Maar ek kan nie net vir haar gaan nog inskep nie, ek moet vir myself ook nog inskep, want het werk mos so. Ek kan ook sê nog baie. Carly is gou tevrede met, ek is happy met myne, sy eet hare. En toe op 'n stadium, ek dink is die derde bakkie wat nog baie ingehaat het, toe sê sy vir my, nee. Dat is my die mooiste woord onder die son. Want ek kon nog 'n 3/4 bakkie opgeëet het. Hoor jy wat gebeur? Sy het gesê genoeg, ek het gesê no ways, ek sal nog 'n bakkie gaan haal. Ek sal jou nou ook eet. Mag ons regtig waar tevrede wees. Die Here se genade en sy liefde gaan saam met ons. Ons hoef nie net nog te hê nie. Ons kan maar sê, dankie Here. Ek is tevrede. Mag sy genade saam met jou gaan. Amen. Sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to